Ek is bly dat jy in die huis van die Here is. Lyk my ek is die enigste wat bly is. Ek is bly om in die huis van die Here te wees. Amen, maar dis hier waar die Here met ons ontmoet, na die rykdom van sy heerlikheid. Dis hier so waar hy tot my gees spreek, en ek kan bid die Here vanmôre vir elkeen wat hier is. Hierdie ander sitplekke wat leeg is hulle wat louf, is hulle wat nie vanmôre deur omstandighede, ek moet nie sê louf nie, party het dalk ander omstandighede, maar ons het die leies ook wat nie altyd wil kom nie, maar ons is bly dat u vanmôre in die huis van die Here is. Bly dat Herman, ek is bly dat Herman vanmôre weer saam met ons, is die Kongo, né? Zambia. Hy werk in Zambië en hy is die hele wêreld vol en ons is bly dat jy vanmôre weer saam met ons is. Mag die goeie Here jou seën saam met ons. Liefie daar langs jou, dink ek is net so bly dat jy hier is. Mag die goeie Here julle seën. Daar agter sit Gwen en Joseph, bly dat hulle vanmôre vir ons kan kuier het. Mag die goeie Here julle seën. Ons moet vanmôre kom staan nie by my. O, hy's 'n skaam mens hierdie man. Ons moet vanmôre vir Corrie totsiens sê, maar nie verwel nie. Die man gaan in Amerika werk, hulle het hom daar nodig, sy expertise, en ons is bly vir alles wat jy in die gemeente gedoen het. Hy gaan nie weg nie, hy gaan net vir 'n rukkie weg. Ons dank die Here vir wat jy gedoen het, wat jy vir ons beteken in die gemeente, en mag die goeie Here jou daar seën. Ek weet daai blond van jou is nie baie happy nie, maar die Here sal ons almal oppas, en mag die Here hom seën daar waar hy toe gaan. Ek wil hê steek net julle hand uit daar waar julle is en ons gaan vir hom bid. Vader, dankie dat ons Corrie vanmôre aan u kan toewy. Dankie dat ons u kan vra vanmôre om sy metgesel te wees. U is nie net in Suid-Afrika of in Bethesda nie, u is ook in Amerika. En ek wil bid, Here, dat u gedurig deur naby aan hom sal wees. Ek wil bid, Here, dat wanneer hy werk of wanneer hy verlang of wanneer hy hartseer is, dat u sy metgesel sal wees. Ek bid dat hy die nabyheid van sy meester altyd naby aan hom sal voel en dat hy daar so 'n lig sal skyn om te vertel dat hy is 'n kind van die Here. Wil hy hom seën, wil hy sy familie seën wat agterbly, en wil hy hulle almal tot verheerliking van u mooi naam bless met die blessings van die Here. Ons gee hom in u sorg oor en ek bid dat hy verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. 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 Love you, brother. Romeine 12 vers 1 sê, ek wonder wie kan vir my sê wat staan daar. Ons ken ons is mos kinders van die kerk. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle wat doen? Kom, het staan op die brief, lees op. Ek het voorverlede week oor dieselfde versie gepreek. Daar lê nog van die preek agter, dit was 2 bladsye gewees, vanmôre gaan julle lekker vroeg huis toe. Ek vermaan julle broeders, en as hy sê broeders beteken, hy praat met die gemeente, hy praat met kinders van God. Ek vermaan julle, I beseech you, ek gee jou opdrag, I command you. En ek wil hê dat jy vanmôre saam met my pad gaan loop, hier en daar gaan jy vir my kwaad word, dis okay, gaan huis toe, gaan geniet die week en kom jy volgende Sondag terug en jy my weer lief. Ek moet vir u sê wat die Here sê. Ek is nie hier om jou te sweet talk nie, ek is nie hier om jou te impress nie, ek is nie hier om jou te maak dat jy my moet like nie. Die Here het my geroep om sy woord te verkondig en dit is wat ek doen. Ek las niks by nie, ek vat niks weg nie, ek sweet talk niks, ek gee vir u die woord van die Here soos hy is. Ons like dit nie almal nie, ek like dit ook nie altyd nie. Dan sit ek aan my studeerkamer en kry ek pak slaag en dink ek gaan nie hierdie preek Sondag preek nie, maar dan preek ek vir myself, so ek nou al 'n paar keer gedoen het. Maar weet jy wat is die woord van God? Ons is kinders van God, ons is lief vir hom, en wanneer hy my dissiplineer, dan luister ek. Vryf my bou dan maar, en dan is alles weer alright. Jy al sien as jy kind pak gegee het, hoe soet is hy daarna. Amen.
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge, by the mercies of God. Mercies beteken things given undeserved. Is wanneer jy sommer net vir iemand iets gee wat hy nie verdien nie. Sommer net 'n blessing, mercies, genade. Dat julle liggame stel as 'n lewendige, 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dis snaaks, die Here praat altyd met ons oor ons siele en oor ons gees, en vanmôre praat hy met ons oor my lyf, my liggaam. En somehow lyk dit vir my of die Here wil hê dat my liggaam iets te doen het met worship. Onthou julle, ek het in die verlede vir julle gesê, ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Die gees is van God af, die siel is ek, Boet Snyman, en dan het hang af wie oorheers, of die siel die gees oorheers wat verkeerd is, en of die gees die siel oorheers. Dis hoe dit moet wees. Want die gees van God woon in my gees, en die gees van God tree vir my in, uit Romeine 8:27, tree vir my in met onuitspreeklike sigtinge. Ek praat vanmôre met u oor die ontferminge van God. Laasweek se boodskap dink ek het 'n ander naam gehad. Paulus remind ons vanoggend aan 'n baie belangrike verpligting in ons lewe. Ek wil hê met hierdie papiertjie huis toe vat, ek wil hê met hom gaan bestudeer en kyk, weet julle wat, God praat met ons elkeen anderste. Jy sien dinge anderste, ek sien dinge anderste, en tog is daar 'n royal lyn wat deurloop waar God met jou en my praat. Paulus remind my aan 'n baie belangrike, 'n uiters noodsaaklike ding in ons lewe. Hy remind ons aan ons Christelike verpligtinge. Paulus remind my aan my Christelike verpligtinge. En ons like dit nie altyd nie, want ek wil nie verpligting hê oor sekere dinge nie. Die oomblik wat jy van ons manne, die oomblik wat jy my in 'n boks druk en sê jy moet dit so doen, dan wil ek dit nie doen nie. Nee. Dis ook 'n goeie tyd om ons te recommit as ons na die wêreld kyk wat aan die gang is, want Jesus kom. Ek wil vir jou sê, in hierdie week het ek het bladsy en bladsy en bladsy vol geskryf, en ek het die laaste 2 dae gebattle om dit uit te sif, en dit wat ek vanmôre vir jou vergeet. My kop is so vol van hierdie dinge, wanneer ek kyk na YouTube en al hierdie clickbait gemors wat hulle op het. En dan kry kinders van God wat nie alles mooi verstaan nie, dan word hierdie ouens op 'n sidestep gegooi, en hulle glo dinge wat mense sê, pastore, groot kanonne wat hulle sê. En dit sit ons ouens op 'n sidetrack. Maar ons moet, die groot ding wat ons moet hou, en ons praat amper elke diens daaroor, Jesus kom. Of jy daaraan glo, jy was pastore in hierdie gemeente gewees wat nie glo in die wegraping nie. Of jy daaraan glo, en of jy nie daaraan glo nie, Jesus kom. En die Bybel sê vir my in Lukas 21 dat ek met waarde geag word sodat ek saam met Jesus kan gaan. En nou kom Paulus en hy sê, julle het sekere verpligtinge teenoor God wat julle moet nakom. Ons sal ons besig moet hou met dinge wat vir God well-pleasing is. Ek wil hê net vir 'n oomblik na jouself kyk na jou eie lewe. Wat is well-pleasing vir God? En die eerste vraag toe ek in hierdie boodskap werk, toe dag ek by myself, is my lewe, Boet Snyman se lewe, well-pleasing vir God? Petrus? Ek moet dit vanmôre antwoord. Ek moet voor God sê, want hy kyk dwars deur hierdie lewe vir my, dan sê hy vir my, jy is nie well-pleasing nie, of jy is well-pleasing. Nou het hy my eie judge gemaak. Ek kan nie Tannie Marie judge nie, want ek is nie geroep om te judge nie. Ek is geroep om die boodskap te bring. Maar dis een ding wat ons doen, ons judge mekaar. In die meantime ken ons nie mekaar nie, en jy weet nie wat die probleem is nie. Maar ek moet myself antwoord, ek moet God vanmôre antwoord, is my lewe well-pleasing vir God?
Is God tevrede met my lewe? Nou ons kan vir dae oor hierdie ding stry, want weet jy wat, God het my lief gehad toe ek 'n sondaar was. Maar nou het ek die roepstem van die evangelie aanvaar, met ander woorde, nou is ek 'n kind van God, ek is nou gerehabiliteer van my sonde, ek dien nou die Here. Maar is my lewe well-pleasing? Jy sê, Boete, maar hy's 'n God van liefde, dis baie mense se idee, hy's 'n God van liefde. Maar liefde strek ook net so ver. As jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, dan is daar sekere dinge wat God se woord van jou verwag. En ek is nie die judge daarvan nie, hy gaan die judge wees eendag. As ons hierdie mercies, hierdie ontferminge van God deelagtig geword het, en ek gaan nou daaroor praat. As ek die genade van God deelagtig geword het, met ander woorde, ek het my hart en lewe vir Jesus gegee. As ek die genade van God deelagtig geword het. Almal van julle wat vanmôre hierso sit, het die mercies, die genade van God deelagtig geword, almal van julle. Ons weet wat beteken die genade van God in ons lewe, want hy het 'n sondaar soos ek gered. Ek kan party daar nog nie verstaan en ek moet ophou om te sê, ek kan nie dink dat God so 'n ding soos ek gered het en hom in die evangelie gesit het om te preek nie, ek verstaan dit nie. Maar dis genade van God. En as ek die genade van God deelagtig geword het, moet ek vanmôre review vir 'n oomblik, want ons is geneig om dit te vergeet. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink wat God in jou lewe vir jou beteken het. Verlede week help ons vir Tasha om haar salon reg te kry en ek loop oor die pad, ek loop op my foon en daar oor kan die pad op die middelmannetjie sit 'n mannetjie wat lyk of hy die plek afneem en ek wil hom soontoe loop en met hom duidelik praat. En ek let nie op waar ek loop nie en ek loop reg voor 'n trok in. As dit nie die genade van God was nie, was ek in stukke gewees. As ek vanmôre dink, behalwe dat hy my van ongelukke, ons ouens op die grens, die arme manne, die manne, as ek dink waar God ons van beskerm het. Maar weet jy wat, nie net daai goed nie. As ek dink wat God in my lewe gedoen het, somewhere along the line het hy sy Heilige Gees gestuur om hierdie ouetjie wat, ek wil nou nie so Joyce Meyer klink en al my sondes bely nie, maar as die Gees van God my pad langs gekom het en my siel gered het, sodat ek 'n kind van God geword het, dan sien ek hoe groot die genade van God is. En as jy kyk na jou eie lewe en jy dink wat jy in jou lewe al aangevang het, en die genade van God was vir my groot genoeg, dat ek my hart en lewe vir hom kon gee het. Ons was sondaars verdoem tot die hel. Ons was op pad hel toe. Wie van julle het 'n Bybel, lees vir my, Romeine 5 vers 12. Want soos die sonde deur een mens in die wêreld gekom het, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die oomblik wat ek gebore word ek onder 'n vloek gebore, onder die vloek van sonde as gevolg van Adam. As jy met my verskil, kom sien my, ons sit lekker in die kantoor, ons gesels en ons praat hierdie dinge uit. Maar ons was sondaars, ons was onder die vloek van sonde gewees. En die genade van God in Johannes 1 vers 12 sê hy nou weer wat? Johannes 1 vers 12. Want aan almal wat hom aangeneem het, sê, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het. Ek praat nie van die NG Kerk se aanneming en jy word deel van die kerk nie. As jy Christus Jesus aanneem as jou persoonlike saligmaker, gee hy jou die autoriteit om 'n kind van God te word en jy word deel van die koninkryk van God. Johannes 3 vers 16 sê wat?
daai en onthou het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons was sondaars, maar the mercies of God het my gered, prys sy wondernaam. Weet julle wat is die great ding? O mannetjies, ek dink aan my rubbish wat ek in my lewe aangevang het. Weet jy wat as God jou vergewe het, treat hy jou asof jy nog nooit gesondig het nie. Romeine 8 vers 1, oom Org, wat sê Romeine 8 vers 1 is jou vers daai. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Nie vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Met ander woorde, hierdie skrif, Paulus skryf dit ook en hy sê, as ek 'n kind van God is daar nou geen veroordeling vir my nie. Is dit nie great, hierdie mercies van God, hierdie genade van God, wat hy in as 'n stupid mens soos ek bewys het nie. Ons moet vanmôre kyk, hoe respond ek op hierdie genade? As iemand vir my sê, Boet, het jy geweet die Here het jou siel gered, dan sê ek, hoe respond ek op die genade van God? En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik met jy daaraan dink, hoe respond ek op God se genade? Wat doen ek? Hoe respond jy op jou man of jou vrou se liefde? Ek weet hoe ouer ons word, hoe minder respond ons, maar is korrek. Hy blond gaan vir my rooi warm slaat. Gaan my lang preek dat ons dit sy vergeet. Hoe respond ek op God se genade? Ouens, julle moet hierdie ding mooi kyk. En ons moet hierdie ding mooi verstaan. As iemand my R1 miljoen gee, hoe respond ek? As iemand vir my 'n nuwe kar gee, tannie Marie, hoe respond ek? Het julle gedink as kom ons sê ek gee vir jou R1 miljoen. En jy sê, ag, dankie Boet, jy draai my loop. Gaan ek spyt wees ek jou R1 miljoen gegee het? En weet julle wat, is dit nie wat ons met God doen nie? Hoe respond ek op liefde? Hoe respond ek dat God sy enigste seun gegee het, sodat hy in my plek moet sterf? Wat doen dit aan my spirit? Hulle sê in Guatemala, ek het die dorpie se naam vergeet, iets van Jose of iets, was daar 'n verspiewende berg gewees, en kort het hierdie ouens tyding gekry dat hierdie berg gaan explode. Dan het almal in die dorp omgegaan, manier hoe hulle dit gedoen het, hulle het almal gewaarsku en gesê, die verspiewende berg gaan nou uitbars. Julle moet pad gee, evacuate jou huis. En dit het so baie gebeur, en dit, weet julle wat ouens, ons as kinders van God word soveel maal gewaarsku teen sonde en dat Jesus kom. En op 'n sekere dag gaan daar 'n waarskuwing uit en dat die berg gaan explode, en daar was 'n vrou met die naam van Rosa gewees. En sy hardloop deur die hele dorp en sy sê, julle moet evacuate, hierdie berg gaan ontplof. En so hardloop sy by die kerk in. En sy sê vir die kerk, vir die pastoor in die gemeente waar daar sit, julle moet evacuate, hierdie berg gaan ontplof, en die pastoor sê, God sal ons bewaar, met respek gesê. 3 maande daarna, toe staan hulle op as en klip 30 meter, in die kerk 30 meter onder hierdie vulkaniese stof en rots, met die gemeente binne-in. Hoe respond ek op waarskuwing? Hoe respond ek op die genade van God? Die vraag is weer, hoe respond ek op die mercies van God en op sy waarskuwings? God wil by jou iets hê, en ek is amper klaar. God wil by jou iets hê in ruil
vir sy genade. Hy het vir jou genade gegee, maar nou wil hy iets by jou hê. Ons moet nou iets bring, present, om te offer wat vir God 'n welgevallige offer is. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God om julle liggame te stel, te present as 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer. God wil hê ek moet iets present, iets wat well-pleasing sacrifice is, en dan sê hy iets wat my laat sidder Tannie Marie. Hy soek my body. Hy soek my liggaam. Nou voordat ek my liggaam kan present, voordat ek kan sê, Here, hier is ek, moet ek vanmôre kyk of dit wat ek vir God wil gee, well-pleasing is. Onthou julle in die ou tyd het die hoof van die huis, het mos 'n lammetjie in die huis ingevat, al die rituele van die Ou Testamentiese offers. En dan moes hierdie lammetjie in die huis gebly het, hulle moet gecheck het dat hy sonder blemish is, en dan eventually gaan die pa na die hoofpriester toe, en hy sê, hierdie is vir die Snyman familie, hier is my presentation, hier is my lammetjie wat geoffer word, hy is sonder blemish. En dan vat die hoofpriester hom, hy sny sy keel af, hy laat hom leegbloei, spat dit op die altaar, en dan offer hy hierdie lam op die altaar. Die offer was 'n dooie offer. En weet julle wat, terwyl ek dit voorberei, skiem ek by myself, ek dink hierdie paas het wanneer hy die lammetjie gebring het en vir die hoofpriester gegee het, want die lamoffer het net die sonde bedek vir 'n jaar. Maar wanneer die ouetjie omdraai en hy loop uit daar na sy tent toe, loop hy vir Rebekka langs die pad raak. En Rebekka is 'n baie mooi girl gewees. En op slag is hierdie ou weer in die moeilikheid en nou net sy offer gebring. En op slag is hy in die moeilikheid, sy spore het nog eens koud geword nie. En nou kom die Here, want hy het 'n offer gegee, sy seun, en nou wil hy by my ook 'n offer hê. En hy sê, ek moet my liggaam stel as 'n lewende offer. Weet julle wat is die probleem van lewende offers? Hulle kruip van die altaar af. Ek voel dalk, ek gaan vanmôre, gaan ek alles vir die Here gee, en dan is ek op die altaar, en dan skiem ek by myself, ek moet nog van dit ontslaa raak, en van dit ontslaa raak, en dan kruip ek van die altaar af, want ek is nie bereid om alles te los nie. Is dit nie die ding van ons as mens nie? Ek sal sekere dinge los, maar gaan nie alles los nie. Want ek het lang terug oor pink varkies gepraat, die klein troetel sondetjie in my lewe. Ek is bereid om die goed wat my nie baie worry nie te los, maar daar is sekere sonde in ons lewe wat ons nie ontslaaf van wil raak nie. En ons wil ons nou nie vanmôre name noem nie, want dan voel jy die pastoor pik op jou. Daar is sekere sondes in ons lewe wat ons moet klaarmaak mee, want dit maak dat my offer besmet is. As hierdie hoof van die huis 'n offer gebring het wat besmet was of gebreklik was, kon hy nie offer nie. Kon sy sonde nie vir 'n jaar bedek gewees het nie. Ons het vanmôre ons lofoffer, terwyl ons gesing het ons lofoffer aan God gepresent. Julle het dit nie geweet nie. Maar hoe jy die Here vanmôre geloof en geprys het, is die presentation wat jy vir God gegee het oor die blydskap in jou lewe. Het jy jou hare gesny? Hoe was jou presentation volgens? Dit wat jy vir God present het. Want jy sien daai 20 minute wat ons gesing het, is die kans wat jy gehad het, want nou kry jy nie kans nie, want ek praat. Maar jy kan jouself vanmôre present deur na dit te luister wat ek vir jou gee, wat God vir my gegee het om vir jou te gee. Maar in ons sangdiens present ons lewende offer.
God soek nie meer 'n substitute nie. Hy soek nie 'n lammetjie of 'n duif nie. God demand dat jy 'n lewende, welgevallige offer bring, jouself, jou liggaam, want hy is die uitvoerder van jou gees. Om terug te kom wat ek nou vir u gesê het, ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Die siel is ek, my persoonlikheid, my karakter. Dis my siel. Die gees wat in my is behoort aan die gees van God. Dit is die gees van God wat my dryf om my bad goed te los. Maar hoe sal hierdie liggaam operate? Is deur die een wat die sterkste in my lewe is, of my siel, of my gees. Dit's net daai een van daai twee wat maak dat hierdie liggaam operate soos hy operate. Of deur die gees van die Here, of deur ek. As ek nie bereid is om te submit onder die woord van God en onder die gees van God nie, dan is ek vol van myself, die eie ek. En dan sê ek vir hierdie liggaam, wat doen hy? Jy gaan nie vanmôre kerk toe nie, want jy is moeg. Jy gaan nie vanaand jou Bybel lees nie, want jy weet, en dan regverdig ons onsself, ek het vandag so hard gewerk. Here, U sal verstaan as ek nie vanaand my Bybel lees nie. Dis wanneer die ek in beheer is van my lewe. Hy sê vir hierdie liggaam wat om te doen. En nou sê die gees van God dat vanmôre, dat die gees moet die sterker een wees in my lewe, dat my liggaam na die gees van God kan luister, om te doen wat God wil hê ek moet wees, en wat ek moet doen. Baie mense gaan kerk toe, om te kyk wat die kerk vir hom kan doen. Het julle al daai ding gesien? Die kerk moet dit doen, en die kerk moet dit doen, en die kerk moet dit doen. In plaas van dat ek sê, kom ons kyk wat kan ek vir die kerk doen. Kan ek maar sê. Kobus, daai gras daar aan die oorkant onder hy bord. Jacques het gereël dat iemand anders die gras vir ons hier sny en vir Jacques baie dankie sê waar hy is terug werk toe. Hy reël dat die gras gesny word. Kobus kom hierdie verlede week kom hy by ons en hy het 'n splinternuwe bushcutter gekoop, want ek het gesê ek sal like om daai gras daaronder te sny, want die grassnyers kan nie daar sny nie. Hy doen dit vir die kerk, nie vir my nie. Hy doen dit vir die kerk, hy doen dit vir die werk van die Here, en ek wil vir hom baie dankie sê, mag die goeie Here jou seën. En so dra elkeen van ons by. Hier's die gardener, hy plant blommetjies. En as ons elkeen net iets vir die werk van die Here wil doen, het jy gedink hoe lekker gaan wees om kerk toe te kom? Ja. Ek skimp nie. Ons liggame, stoffelik so vir jou slat. Ons liggame is werktuie van God. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat aan God behoort nie. Verheerlik God dan in jou liggaam, want julle is duur gekoop. Wat het jy vanmôre, kind van die Here, om vir God te gee? Of laat ek so vra, wat is jy bereid om te gee? Jy sê, skimp jy vir geld? Nee. God sê, ek soek jou. Ek soek jou. Wat is jy bereid vanmôre om vir God te gee? Nie net Sondag vir 'n uur, vir 'n halfuur en 'n half nie. God soek jou die hele Sondag. Hy soek jou die hele Maandag, die hele week. Ons is bereid om net op Sondagoggende te gee. Maybe 2 ure, maar dan begin ons na die horlosie kyk en ons gaap en die pastoor moet nou sien ek is moeg en met klaar praat ek wil nou huis toe gaan. Wat is ek bereid om te gee? En as ek gee, is dit op my voorwaardes.
Nee. Op my voorwaardes. As daai ou preek kom ek nie kerk toe nie, my voorwaarde. God het sy bless you. God het sy seun Jesus gegee. Alles tot die dood toe. Nie net in Getsemane, nie net in Gabata, nie net in Golgotha nie. Hy het alles gegee, die vernedering, die smart, die sla, die swaar houtkruis en dan sy lewe vir jou lewe. Sy lewe vir jou lewe. Sy bloed vir jou bloed op Golgotha, waar hy in jou plek gesterf het en die losprys vir jou siel betaal het. Wat het in Getsemane gebeur? Wat het in Getsemane gebeur? In Getsemane het hy die sonde van die wêreld op hom gevat. Onthou julle het gebid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Wat 'n beker? Die beker van sonde. Onthou hy is God mens gewees, hy was heilig. Om die sonde, hierdie gruwelike sonde wat ek dink ons as kinders van die Here nie eens aan kan dink nie, al hierdie sonde en hierdie gemors moes Christus op hom neem en Getsemane. Wat het by Gabata gebeur? Hulle het hom verbrysel daar, Jesaja 53 vers 10, want dit het die Here behaag om hom te verbrysel. By Gabata het hulle hom byna doodgeslaan. Wat het op Golgotha gebeur? Het hy sy lewe vir ons neergelê as 'n offer, a life for a life. Dis die mercies van God. Dis die genade van God, dat hy sy eniggebore seun, sy seun in wie hy welbehaag gehad het, dat hy in my plek sterf. Dis die genade van God. En nou wil God vanmôre net hê, ek moet myself present en sê, Here, hier is ek. Ek gaan vra dat die wat die nagmaal vir my gaan help bedien, vinnig vorentoe kom asseblief.